Ek weet, ons staan nou een rukkie op ons voete, maar ek kan nie dit los nie. Die Here se uitnodiging is hier volgend, en ek wil vir u vra, dit is nou nie hoe ons die diens beplan het nie, maar die Here beplan nie wat ons beplan het nie. Sy wil is voor as ons sinne, en ek wil rarig die uitstel maak vanoggend hier aan nie. Ek het 'n uitnodiging gemaak, daar is 'n uitnodiging gegee vir u, en ek wil vra dat dit sal vat vanoggend. As jy rarig met 'n probleem sit vanoggend, en die Here het uitgewys vanoggend, dan moet jy uitkom na ons en vir jou bid. Weet ons altyd hou ons vas aan die woord, en terwyl ek daarin dink, ons verag die profesie baie keer, want ons leer dit nie meer nie. En die kerk het vervalle geword, omdat ons nie meer tyd maak vir die Here nie meer tyd maak om met sy woord te luister nie. Maar ek wil vir vanoggend sê, daar is 'n uitnodiging vanoggend. En as jy voel, dit is jou met wie die Here gepraat het, dan wil ek hê jy moet vorentoe kom. Terwyl hulle vir ons gaan sing, ek wil vra dat ons maak jou hart reg met God kan sing. Die probleem is ook vanoggend, en voor Vrede van ons gaan speel, wat ek wil sê vanoggend, die probleem het gekom het, ons verag onsself, minder waardig, om in God se teenwoordigheid te kom. U kom het eers agter nie, maar die Here is al reeds besig gewees. Vroeg vanoggend in die diens al. Terwyl die sonneskool in die gang was, toe besef ek, die Here gaan iets doen vanoggend. Maar dit hang van my en jou af vanoggend om reg te maak met die Here. Maak jou hart reg vanoggend. En ek wil vir u sê, die geleentheid is nou. Jy weet nie wat gaan gebeur as jy uitstap. Maak jou hart reg met God vanoggend. Maak die saak wat dit is nie. Ek wil nie dat uitgaan sonder dat jy dit nie gedoen het nie. Sonder dat jy die Here nie geraadpleeg het nie. Sonder dat jy nie by die Here uitgekom het nie.
lekker lees terwyl ons so en Loof die Here. Prys sy naam. Halleluja. Prys die naam van die Here. Hemelse Vader, terwyl ons hier kom met waar die mens aan self uit te bring.
wil ek dit kom toemaak oor die bloed van Jesus Christus. Ek verpleit die bloed van Jesus so elke een wat in hierdie plek is vanoggend, dat die Gees van die Here die laaste sê sal hê, dat die Gees van die Here in ons harte sal kom werk. En dankie vir die Gees wat getrou is. Dankie vir die Gees wat ons oplig het. Dankie vir die woord wat uitgegaan het. Dankie vir die musieke. Dankie dat U nooit teleurstel nie. Ons gee U al die lof en die eer en ek bid dit in Jesus naam. Amen, amen. Prys die Here. Net vir die Here baie dankie sê dat ek verhoor persoonlik met my moet praat. Dis weer reg, dis so vol. Dis hier op reg. Dis reg, dis so vol. Ek wil baie dankie sê. En dan as ek geleer, as jy voor die gebeur bely, dan God jy nie net vergeet, hy gaan jou verlos. Ek wil bly Here. Maar dat jy sê ek so baie reg op die Here met mens. Ek is jammer Here dat ek daai verlos het. Prys die Here. Ek wil voordat ek gaan nie woord nie. Ek wil vir U vra net, ek gaan net dit sê na ons oor van die tafel. Ek kry hierdie woord van die Here af en ek het nie 'n advertensie gemaak oor vanoggend se boodskap nie. Gewoonlik begin ek al maandag voorberei vir woord vir naweek. Want die Here gee my hierdie skrif of hierdie opdrag en ek wil vanoggend vir U vra voordat ons na die tafel gaan. Met watter pad het jy tot by die kruis gekom? En ek wil vra jy daarom dink terwyl ons aan die tafel gaan sit. Wil ek vir jou dit weer vra, met watter pad het jy tot by die kruis gekom? Jy sien baie mense kom tot by die Here, maar nog nooit hulle lewe reggemaak nie. Nog nooit hulle harte en lewe vir Jesus gegee nie. Jy kan nie sê as jy gedoop is, jy gaan hemel toe. Daar's net een weg en dit is Jesus. Amen. Daar is net een manier om hemel te kan gaan en dit is jy met jou hart en lewe in Jesus gee. En ek dank die Here dat hy vanoggend die woord klaar gegee het aan my. Ek sal die skrif, die skrif ons opsit. En dan kan jy net afskryf en dit van lees later aan waar ek wil vir u vanoggend dit vir die vraag vanoggend. En wanneer ek jou gaan sien, dan gaan ek jou vra, met watter pad moet jy tot by die kruis gekom? Onthou die woorde, met watter pad het jy tot by die kruis gekom? Ek gaan oorgaan in die nagtafel toe. Ek gaan vra soos dit gereeld is, die broers my kan help. Nou, ek het toe laas gesê, vir u dat die Here lei my anders om die nagtafel te bedien. En dit is nooit dieselfde nie. Terwyl ek in die week nagtafel bedien het, besef ek weer eens hoe die Here kan werk. Hoe die Here se genade vir ons daar is. En ek sal dit nie vergeet nie, ek het nou nie die broodjies van Here gepreek nie, maar ons stuur dit so uit en die Here gee vir my hierdie opdrag is dat die brood, die liggaam van Christus. Wat beteken dit vir jou? Hoe die brood, die liggaam gebreek was. Jy weet ons lees dit in Korintiërs, jy toe die nagvader Jesus verraai is, het hy die brood geneem, en nadat hy gedank het, hy het gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam. Maar daai breek bly by my. Dit breek beteken ook een breek van bewuste sonde, breek van jou gewoontes, breek van dit wat die Here jou van vrygemaak het. Ons sit baie keer om ons kerk toe, of ons gaan dokter toe,
En dan vra ons, Here, hoekom het jy my nog nie gesond gemaak nie? Of jy vra, hoekom is ek nie uit hierdie saakheid verlos nie? Van die breek van sy liggaam het nog nie ingesink in jou lewe in. En vanoggend terwyl jy hiervan gaan eet, wil ek vir jou vanoggend sê, neem die brood, die liggaam van Christus op. Terwyl jy dit daar gaan eet, dan sê jy dankie, Here, vir die oorwinning wat jy bring vir my. Dankie, Here, vir die genade. Dankie vir die genade wat jy oor my lewe uitgestort het. Dankie dat ek kan kom vanoggend na die tafel toe, waar U ons herinner aan dat dit nie verniet was nie. Hy was 'n volmaakte lam gewees, gebreek vir ons, gebreek vir jou sondes, vir jou ongeregtigheid het hy kom sterf. Hierdie liggaam het hy gebreek, sodat jy 'n nuwe mens kan wees in Christus Jesus. Nie in jouself nie. Jy kan nooit weer nie kies in jouself nie. Die Here sê, wanneer ons harte lewe regmaak, dan breek hy met ons gewoontes. Hy breek met die gewoonte om te sê, ek is maar net 'n ou mensie. Ek het maar my sondige lewe. Kyk, die Here kan nie alles wegwas nie. Ek wil nie sê dat jy nog gebreek nie. Breek vanoggend op voor die Here. Maak reg met die Here. Terwyl my broers gaan bedien met die woord, maar met die brood, wil ek vir julle sê, wanneer jy dit eet, begin die oorwinningsdaad. Begin dit neem wat die Here vir jou gegee het. Ons staan baie keer en sê, Here, ek weet nie wat se kant toe nie. Maar net die Here kan dit vir ons gee. En in die nagloop waar terwyl hy klaar het, die brood gebreek het hy geskink gesê, dit is my bloed, die Nuwe Testament. Die bloed wat nie sy krag verloor. Sy bloed kan nooit verloor nie. Ek hou van daai liedjie wat hulle sing. It will never lose its power. Die bloed van Jesus kan nie sy krag verloor nie. Terwyl ons hier gestaan het en ingekom het, het ek begin bid en gesê, Here, die bloed kan nie terugdraai homself nie. Daai volmaakte bloed het my kom red. Die dag toe ek niks was nie. Die bloed, wanneer jy dit drink vanoggend, dan neem jy dit op en jy sê, Here, dankie vir die bloed, wat gevloei van die kruis af. En op U, Here, wil ek U eer gee. Op U wil ek staan, vasstaan in sy woord. Die bloed het vir ons vrymaking gebring. Die woord sê ook, in Jesaja sê hy nie, deur die wonde daar van my genesing gekom. Ek wil vir U vanoggend sê, deur die wonde van Jesus is daar genesing vir jou. Sy bloed is nie verniet gestort nie. Wanneer jy daarvan drink, wil ek vir jou sê, drink dit, asof dit jou enigste hulpmiddel is vanoggend. Vat dit vanoggend en geniet wat die Here vir jou voorberei het. Die wat die beker wil hê, steek dit in die hand op. En sal maar die mond nie. You've gone too far. You may think there is no power that can wash away your deepest sin.
Staan die voor de burgers langs het uur.
So dit word geslaan is vir u. Baie sal. Samen met ons in Jesus. Here, woord ons tafel staan. 'n Tafel van verzoening, tafel van vergifnis. Dank die Here dat môre weer eens die woord kom bereik en elkeen van ons. Dat ons uitverskaf, hulle wat vasvas as vrye mense. Dankie Jesus om met my vuur van waarheid. Here, dankie vir ons geweet ons verheerlik aan U. Omdat ons behoort aan U. Dankie vir die genade, kom seën broers en susters. Kom seën daar in Jesus naam.